Hemelvader, baie dankie dat ons kan weet dat U ons elkeen raak sien, dat U die gemeente raak sien, die ook vir Ellen raak sien wat U beroep het hiernatoe, en dat U 'n plan met hulle elkeen het. Dankie dat ons kan weet dat U God is wat ons raak sien, God wat vir ons omgee, en God wat ons vashou. Hemelvader, ons wil vra dat U deur die Heilige Gees sal kom en U woord sal oopmaak en met ons sal praat, sodat ons kan hoor wat U deur die Gees vir die gemeente wil sê. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek wil vra dat jy jou Bybel saam met my oopmaak by Eksodus hoofstuk 3. Eksodus 3. Ons gaan die eerste 10 verse daar lees. Eksodus 3, van vers 1 af. Die opskrif, God openbaar hom aan Moses, vers 1. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in die doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan kyk, om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom, om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Lees tot daartoe. Israeliete het baie swaar gekry. Hulle is as slawe behandel, hulle is sleg behandel, dit het met hulle baie sleg gegaan, en hulle het gebid. Hulle het God gesmeek om uitkoms, en hulle het gevra dat die Here hulle sal antwoord. Hierdie gemeente is nou al 'n hele ruk sonder 'n leraar, en smeek God om uitkoms. En weer is daar een wat die Here vir ons gewys het om te beroep. Die Here het gehoor. Die Here het gehoor. Hy het Israel gehoor, was wel 400 jaar later, maar die Here het hulle gehoor. En toe verskyn hy aan Moses. Voordat die Here 'n antwoord gee vir enige situasie, gee hy eers vir mense ervaring waar jy deur gebed, deur stil word voor hom, werklik by hom uitkom. En God se doel met ons is dat ons
by hom moet uitkom. Hy begin by 'n ontmoeting. Enige ervaring met God begin by 'n ontmoeting met hom, waar ek voor God stil word. Moses het gaan kyk om te sien wat daar is, en toe hy agterkom dat dit God is, het hy sy gesig toegemaak en sy skoene uitgetrek, want hy het besef die grond waarop hy staan is heilig. God het vir hom gesê, moenie nader kom nie. Maar toe het God gesê, ek het gehoor. En die Here wil vanmôre vir ons as gemeente sê, ek het julle gehoor. Ek het julle gehoor. En daarom kom die Here en hy rig iemand op om in die vorm van 'n Moses te kom om leiding te gee. Maar die Here gebruik nie net 'n dominee nie. Hy gebruik verskillende mense en daarom is daar onder ons, onder almal van ons, Moses figure, wat die Here voorsê, nee, dis jou tyd om op te staan. Dis jou geleentheid om in te tree en te help. Maar voor ek dit doen, wil ek eers met jou praat. Wil ek jou eers gebruik om stil te raak en te besef dat jy my bruikbare instrument is. God vat vir Moses een kant toe en hy praat met hom. So wil die Here vir van ons sê, jy is 'n Moses figuur wat moet opstaan en moet leiding neem. So as die knoppie op jou gedruk moet word, maak nie saak waarvoor dit is nie. Gaan op jou knieë, sê vir die Here, Here, hier is ek. Hier is ek. Gebruik my. Gebruik my vir u doel. En soos die Israeliete nie opgehou het om te bid nie, en dit ook 'n mooi gebaar was in die begin van die diens, moenie ophou om te bid nie. Hulle vertel die storie van 'n dominee wat hulle eers gaan het om te gaan luister hoe hy preek, en hy het fantasties gepreek. En hulle beroep hom, en toe hy by die gemeente kom, was sy preke maar power gewees. En na verloop van tyd het die leier ouderling al sy moed bymekaar geskraap en met die ou gaan praat en vir hom gesê, Dominee, asseblief, hier is ergens iets fout. Waar ons jou gesien het, het jy so goed gepreek, en hier gaan dit nie so goed nie. Wat is die fout? Toe sê hy, nee, ek sal nie weet nie. Al wat ek weet, is daar was 25 mans, wat elke week na my toe gekom het, en saam met my gebid het. En dit het my opgelig. En die ouderling het sy antwoord gekry. Ons moet nie ophou bid nie. 'n Dominee is net 'n mens. En hy het ons gebede nodig. Party mense dink dat hy die gawe van kritiek ontvang het. En moet die dominee die hele tyd rondorder en rondloop en probleme soek. Is asof hy met 'n knipbord rondloop en alles afmerk en sê, ja, dis reg, nee, dis nie reg nie, dit moet verander. En intussen is hy 'n mens soos ons. Voor elke gemeente het ek vir die Here gevra om ook vir my mense te gee, wat vir my intree. Die Here roep ons vir hierdie dominee in te tree, sodat hy ervaar dat God hom optel en hom oplig en ook in sy lewe werk. Maar miskien is jy nie 'n Moses figuur nie. Miskien is jy die Aaron of die Hur. Toe Joshua oorlog maak, het die Here vir Moses gesê om op 'n bergrand te gaan staan en sy hande op te lig. En terwyl hy sy hande oplig, het Joshua gewen. En elke keer as sy hande moeg raak en hy laat sak, het die ander volk gekom en vir Joshua gewen. Toe het Aaron en Hur gekom en onder Moses se arms 'n stapel klippe gepak
om sy arms in die lug te hou. Miskien is jy Josua, of is jy 'n Aaron of 'n Hur, wat hierdie dominee moet ondersteun, of iemand anderster moet ondersteun. Miskien is daar 'n Moses figuur in jou lewe, naby jou, en is jy die een wat moet uitreik na hom toe, wat vir hom moet omgee, wat hom moet ondersteun, wat hom moet bemoedig, wat vir hom moet sê, welgedaan. Mense aanvaar mos dat 'n mens iets goed moet doen, of dit nou 'n predikant is of wie ook al. Hulle aanvaar dat jy iets goed moet doen. Maar partykeer is daar 'n stem wat vir mense sê, gaan bemoedig net die persoon. Gaan sê net vir hom, dit wat jy gedoen het, was goed. Die sang vanmôre was mooi, baie dankie. Ek waardeer dit. Elke keer is daar iemand nodig wat net na vore kom en net sê, baie dankie. Of net sê, ek wil saam met jou bid. Ek wil vir jou omgee. Kom drink 'n koffie saam met my. Kom kuier by my. God werk deur mense. Hy werk nie deur 'n goeie dominee nie. Hy werk deur mense. Hy werk deur 'n gemeente. 'n Gemeente wat mekaar ondersteun en wat intree. En dit vra hy van julle, elkeen, om in te tree. Ons het die verantwoordelikheid om in te tree, om te gee, om in te staan, om in daai posisie in te kom. En daarom moet ons nie ophou om te bid nie. Dit kan gebeur, ek hoop nie dit gebeur nie, maar dit kan gebeur dat hy nee sê, en dan moet die proses weer van voor af begin. Daarom is dit belangrik, dat ons om die leiding van die Here bid, veral in hierdie 2 weke, wat daar is, sodat die Here die regte leiding gee, en hy die regte antwoord gee. Ons glo en vertrou dat die Here hom sal lei, om ja te sê, om deur te kom, en die koue te kom trotseer hierso. Ons bid ook dat die Here met hulle sal wees, met die babaatjie wat op pad is, dat in alles, dit 'n ervaring sal wees, van God wat teenwoordig is, God wat daar is, God wat omgee. Dit is nie net iets wat gebeur nie. Dis nie net 'n proses wat deur mense uitgedink word nie. Dis God se handeling, en dis heilig, soos hy met Moses gepraat het. So praat hy met elkeen van ons vanmôre, en sê hy vir ons, ek gee vir jou 'n opdrag, ek het julle hoor bid, ek het miskien iemand anderster hoor bid, miskien is jy die een, wat moet uitreik na iemand toe en sê, toe maar, of hier is ek, of kan ek jou help, kan ek iets vir jou doen? God gebruik mense, en hy sê vir jou, dis jou tyd om op te staan en op te tree, dis jou tyd om te bid, dis jou tyd om vorentoe te beweeg. Hou op om te kla, hou op om te kerm, die Here bring 'n antwoord, en daardie antwoord kom van hom af, aanvaar dit, as die Here wat dit deurgee, nie mense nie. Dis nie mense wat beroep het in die eerste plek nie, dis God. Dis God wat kies, dis God wat aanwys, en dis God wat beslis. Daarom aanvaar die woord van die Here, aanvaar die antwoord van die Here, en weet dat dit God is wat julle lei hierin. Kyk na jouself, kyk na waar jy is, kyk na die mense om jou, en vra vir jouself ook, hoekom staan ek hier? Miskien is ek ook 'n Moses, wat vir ander moet opstaan, wat vir ander moet leiding gee, wat hulle moet help om bevry te word, van iets wat hulle vashou, van iets wat hulle terughou, van 'n moeilike situasie, en dan vra dit van my, om na die Here te luister, in te tree,
in te beweeg, nader te kom en te sê, maar hier is ek. Ek is hier om jou te help. Ek is hier om vir jou om te gee. Ek is hier want God het met my gepraat. En dan moet ek gehoorsaam wees. En dan moet ek luister en moet ek doen wat die Here sê. Dis nie 'n kwessie van iets wat net gebeur nie. Die Here gebruik elke mens. Elkeen van ons het 'n posisie waarin ons staan. Ek is of 'n Moses figuur wat moet opstaan en leiding neem, of ek is 'n Aaron of Hur wat Moses se hande moet ophou, wat iemand moet help om aan te gaan. Miskien moet ek een van daardie mense wees wat vir die dominee bid, wat hom bel na diens. Net vir hom sê, baie dankie. Baie dankie vir dit wat jy vanmôre gesê het. Jy het met my gepraat. Baie dankie dat jy geluister het. Of weet net dat ek met jou bid. En partykeer dan is ons dominees is ook maar net mense, jy weet. En dan staan ons hier voor en ons maak ons mond oop en ons weet nie wat ons gaan sê nie. Ons sit met 'n papier wat uitgewerk is, ons sit met 'n 'n skyfiereeks wat ons wil wys. En dan gebeur niks. En die gemeente tel dit op. En hulle kom agter, hier het nou weer iets gebeur vanmôre. Of hier het niks gebeur vanmôre nie. En wat maak ek dan? Dan gaan vertel ek vir iemand anderster. Daai dominee wat ons beroep het, weet julle wat? Hy het toe nie gedoen wat ons gesê het nie. Hy het toe nie deurgekom nie. Hy het toe nie gepreek soos ons gedink het nie. Hy het nie die diens gelei nie. Hy was nie so goed met die jeug nie. In plaas daarvan om te sê, dominee, kan ek vir jou bid? Kan ek help? Kan ek jou ondersteun? Kan ek saam met jou na die jeug toe gaan? Kan ek saam met jou vroeg opstaan en gaan bid? Kan ek jou net nooi om by my te kom braai? Dat jy net ervaar dat ons gewone mense is. Dat jy net ervaar dat ons vir jou lief is en vir jou omgee. 'n Dominee kom dit agter, want hy is ook 'n mens. En hy sien die mense, en hy weet wat hulle doen. Daarom gee die Here vir jou vanmôre 'n opdrag. Wees lief vir hom. Gee om vir hom. Dra hom. Bid vir hom. Ondersteun hom. Maar doen dit ook vir mekaar. Die Here gee mense om jou. En jy sien dit nie altyd raak nie, want ons het mos hierdie laag om ons, wat ons voorgee dat alles goed gaan. Vra vir iemand, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed. Rarig? Gaan dit rarig goed met jou? Loop alles rarig goed met jou? Of sukkel jy maar ook? Het jy maar ook deur 'n pothole gery en jou kar se wiel afgeskryf? Het jy maar ook 'n probleem wat jy moet uitsorteer? Ek is hier en ek wil vir jou omgee. Dis hoekom die Here ons vir mekaar gee. Om vir mekaar om te gee. Daarom skryf hy hierdie stuk in die Bybel vir ons, waar hy Moses roep en vir hom sê, gaan, want jy moet bevryding bring. Die Here gee vir ons 'n boodskap, vir elkeen van ons 'n boodskap, en hy sê vir ons, gaan, bring bevryding, of vir die dominee wat kom, of vir die mens wat langs jou sit in die kerk, of iemand wat saam met jou werk, of iemand wat jy raak sien, en sê vir jou, jy is daar om te gee. Jy is daar om leiding te gee. Jy is daar, want ek het jou uitgekies. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom sê ja. Ons sal luister. Ons sal luister na u woord. Ons sal daar wees en omgee.
Ons sal die dominee as hy kom ondersteun. Ons bid nou al vir hom. Ons bid vir mekaar. Ons ondersteun mekaar. Ons staan op. Ons sê Here, ons aanvaar verantwoordelikheid, of dit op die kerkraad is, of dit is net om te help met een of ander aksie, of met die jong mense. Ons is daar, Here. Ons gee om, want U roep ons, U praat met ons. Miskien nie uit die doringbos wat brand nie, maar U praat met ons. En ons kom om te luister. Ons wil U stem hoor. Ons wil gehoorsaam wees. En ons wil doen wat U sê. Kom daarom, Here, en praat met ons. Lei ons en wys ons, maak ons oë oop, sodat ons die mense om ons sal raak sien en vir hulle sal omgee. Sodat ons ook die dominee sal raak sien en vir hom sal omgee en vir sy vrou en hulle as familie, dat hulle sal tuis voel en sal weet dat hulle deur U geroep is hiernatoe. Laat U seën deur hierdie hele proses verloop, Here. Berei die gemeente voor op elke terrein om gereed te wees vir hom wat kom, op so 'n manier dat U naam verheerlik sal word. Dankie dat U getrou is, Here, en dat U nie roep sonder om te antwoord nie. Seën die proses, seën die gemeente, Here, en laat hierdie gemeente groei in U. Laat hulle groei met getalle, laat hulle groei met hulle inkomste, laat hulle groei geestelik, laat hulle groei as 'n getuienis na buite toe, laat hulle groei met hulle jong mense, Here, en dat almal erken dat U besig is om hier te werk, tot die eer van U naam, in Jesus Christus ons Here. Amen.